in en ommers, vandag is ons hierso by CFG Fitment Center en ek gesels met Karel. Nou Karel sit nie net bande op nie, hy doen allerhande ander goed ook hier met motors en allerhande goed. Die man is erg besig, maar kom ons gaan hoor wat het hy vir ons te sê. Goeiemôre julle in en ommers. Ek kuier heerlik hier in Vredenburg en ek gesels met Karel. Karel is die eienaar van GFC Fitment Center en ek kan nie dink dat julle kan weet hoekom is dit GFC nie, maar Karel gaan vir ons vertel. Hallo Karel. Hallo. Is lekker om hier by jou te kuier, né? Dis reg. Is altyd lekker hier in die Weskus. Dit is altyd lekker. Ja. Karel, vertel gou vir my, waarvoor staan GFC? CFG staan, daai tyd toe ek op my eie gegaan het ek nou 'n bietjie rondgeskommel in 'n klomp name en kyk, dit was mos eers Toosfontein gewees. So ons het 'n paar Vredenburg se vorige naam. So ons het so 'n paar name ingesit en op die uiteinde het ek toe hulle die CFG goedgekeur. So toe moes dit ook nou so wees, ja. So dit staan vir die registrasienommer van Vredenburg. En dis hoekom ons dit so vernoem het na CFG Fitment Center. Fantasties. So hierdie plek is wortel en tak, Vredenburg. Net so. Mooi man. Vertel gou vir ons kykers, wat doen jy hier in Vredenburg? Wat 'n Fitment Center het? Okay, so ons doen so ietsie van alles. Ons doen eintlik feitelik alles hierso, behalwe auto electrical. So ons doen gearboxes, klutses, bande, wheel alignment, suspensions, exhausts, batterye, al daai tipe goed. So ietsie van alles en ja, dit gaan maar grootendeels om te kyk hoe ons teen die regte prys altyd maar ons kliënt kan weghelp en gelukkig hou. Fantasties. Waar het jy dit nou gehoor? Wat ons ten koste van onsself, ons kliënt kan gelukkig hou. Dit is baie mooi. Ja, ek hou daarvan. Die groot ding is, onthou, dit gaan tog maar oor jou kliënt. Oor kliënt, ja. En dit gaan tog ook maar om 'n verskil te probeer maak hier buite, want dit is ook hoekom ek ook daardie tyd net besluit het om nie enige franchise te gaan nie, ja. My eie ding te doen, sodat ons nou maar die arm kan draai, sodat ons kan kyk na elke ou en sy behoeftes. Dis reg, want elke kliënt kan terugkom en hy bring gewoonlik iemand saam. Ja, is gewoonlik hoe dit werk en dan 'n ander ding as ek dink ons is redelik goed gevestig en ek dink word of mouth bring ook vandag nog baie kliënte. Ja. Ag, ons kan nie altyd alles perfek doen nie, maar ons probeer. Ja, ons probeer om die dinge die beste te doen en dan ook natuurlik die Weskus is 'n ander heeltemal 'n ander area en omgewing. So hulle noem ook dinge maar so hier in die Weskus tyd. So dinge gebeur ook maar in sy eie tyd. Ja. En so is die mens ook en ja, so ons kyk om absoluut 100% dit buitentoe te gee en rondom dit te werk. Fantasties. Ja. Nou hier waar ek en jy nou sit ek voor 'n stapel buitebande. Dis reg. Dit doen julle ook? Ja. Hoekom is dit belangrik vir elke voertuig hier buite om 'n gesonde buiteband? Wel, maar ekskuus ek val jou in die rede. Ek sien hoe lê die bande hier langs die pad as ons ry. So dis hoekom ek spesifiek vra dat mense moet die regte buiteband omsit en vertel jy vir ons nou daarvan. Ja, kyk, die groot ding is soms kry jy 'n kliënt wat inkom en sê, weet jy wat, sit vir my 'n band op. Ek soek net hy moet swart wees en hy moet rol. Maar dit is nie in werklikheid waaroor dit gaan nie, want in werklikheid waaroor dit gaan, net so belangrik soos wat jou voertuig se enjin is om sy werk te kan doen, is 'n band. Want op die uiteinde van die dag is dit net tussen elke persoon en die grondpad of in die teerpad, is dit daai stukkie rubber. Ja. So dit is eintlik uiters belang dat 'n mens die regte bande op het, laat 'n mens ook hierdie bande hersien, roteer, balanseer, wheel alignment en goed is gereeld check, want ek het vanoggend 'n voertuig gehad, die band lyk so mooi aan die buitekant,
aan die binnekant was hy skeef afgeloop en die draad het uitgekom. O, En daai is ja. gewoonlik die dinge wat op die pad gebeur. Dan bars die band. Nou sê die ou, maar ek het dan gesien daar's nog baie loop op. Ja, uit aan die beide kante. Dit is soos ek weer eens sê, dit is maar daai stukkie rubber tussen die voertuig en die teer wat ons op die pad hou. So dit is baie belangrik om hierdie goeters reg Ook te doen na en te van kyk. tyd tot tyd na te gaan, ja. As ek nou my voertuig inbring en ek sê, kyk jy nou met 'n professionele oog na my bande, dan kan jy vir my uitwys, kyk eerder hier, kyk eerder daar. Dit is soos om so nou en dan dokter toe te gaan net vir 'n behoorlike ondersoek. Ja, ek dink dit is ook een van die dinge wat ons doen. So ons het 'n redelike klompie kliënte, so ook ouens wat om 'n kontrak werk en hierdie tipe goeders doen. So wat ek altyd vir hulle sê is, weet jy wat, jy kan nie altyd jou drywers beheer of jou voertuie of die vloot nagaan nie. So dan maak ek ook gewoonlik so, ek sê vir die ouens, bring jou voertuig of stuur net jou drywers na my toe. Dit is 10 minute, ons loer die voertuig deur, ek kyk Ja. vir bande, kyk brieke, al daai tipe goed. Ja, dit Okay. lyk reg, dit lyk nie reg nie en dan vat mense daarvan af. Want ook wanneer 'n band afgeloop het, wanneer hy skeef afgeloop het aan die binnekant, wanneer die wielsporing dalk nou nie reg Ja, is nie. ja. En al ry jy dan om, dan kan die band gaan nog steeds afloop. Jy gaan nie die band red nie. Ja. Al maak jy dan die wielsporing op daardie stadium Reg, ja. Maar jy gaan nou meer red nie. So dit is hoekom, en as jy dan nou vat die kostes tussen wielsporing check heeltyd en bande, Nuwe daar's 'n band. groot prysverskil. Ja. So ek meen dit is net maak meer sin om dit meer Ja. gereeld te loer en dan as daar 'n probleempie is, dan maak jy dit reg. Nou ja, dit klink vir my na 'n baie beter plan. Ja. Maar baie dankie Karel, ons waardeer om vandag bietjie met jou te gesels in bande en al die ander goed wat julle ook doen hier aan ons kykers oor te dra. Ons gaan dan in ons kommentaar hulle adres en al die besonderhede vir julle gee waarna julle kan kyk en kom sien vir Karel. Want onthou, ons dink om mooi aan te trek is reg vir ons liggame, maar dit is nie. Ons moet kyk na wat ons eet, wat ons doen, hoe ons hierdie liggaam behandel. Net so belangrik is jou voertuig en dan des te meer jou bande en alles wat met jou voertuig aangaan. En lyk vir my ons het iemand gekry wat vir ons kan help hier op die Weskus. Verseker. Baie dankie Karel. Baie dankie. Mooi dag verder. Selfde. Mooi loop julle of lekker ry.